I love your voice. Kom aan, leg jou hande uit. You've led me Here, ons gaan through the bid, fire. Dankie Jesus. In the darkest night, Dankie Here. you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I will sing of the goodness of God. When all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing all the goodness of God. Terwyl nog mense wat kom, wil ek gou graag net 'n getuienis met jou deel. Jy weet, ek het in 'n kerk groot geword my hele lewe lank. Kerk was deel van my lewe. Ek was 'n tipiese wat hulle noem 'n kulturele Christen. My ouma was 'n Christen, my oupa was 'n Christen, ons almal is Christene, nê? Maar wat ook oomblik aangebreek in my lewe, toe ek 15 en 16 jaar oud was, wat my pa weggestap het met 'n ander vrou en ons hele familie het in chaos was in chaos gedompel. Ons was instantly in armoede gedompel. Ek spot altyd en sê, ons het loadshedding gehad voor loadshedding 'n ding was en ons het nie geld gehad vir krag nie. So ek was daar vir loadshedding van die begin af. Ons het niks gehad, ons lewe het in 'n oomblik in mekaar getuimel. En in daardie tyd het ek gestoei met die Here, ek het al my hart vir die Here gegee en ek het gestoei met God en ek het gesê, Here, hoekom gaan ons lewe so alles vol mekaar uit? My ma huil, ons het niks in die huis om te eet nie. Hierdie pragtige gesin in 'n oomblik vernietig as gevolg van verkeerde keuses. Maar eendag is ek by die kerk een Sondag aand en ek hoor by my kerk dat hulle sê daar gaan 'n spesiale diens gehou word in Oudtshoorn, so 80-90 km van ons af in Mosselbaai. En ek gaan na my maat en ek sê van ma, ek wil graag na hierdie spesiale diens toe gaan in Oudtshoorn op 'n Woensdag aand. Ek voel daar gaan iets besonders gebeur. En my ma kyk na my met mismoedigheid in my oë en sy sê, Johan, jy weet ons het nie eens petrol om jou skool toe te vat nie. Ek kan nie in Oudtshoorn uitkom nie. En ek gaan na 'n paar mense toe in die kerk en ek vra vir 'n paar mense of ek 'n lift kan kry tot in Oudtshoorn daardie Woensdag aand en almal sê vir my hulle karre is vol. En daar's 'n manier dat ek kan kom en ek gaan na my jeugleier toe en ek sê oom asseblief maar ek wil graag daar uitkom. Hy sê is jammer man, my kar is vol, my boetie ry saam met my en my vrou en sy vrou, my pa en my ma, groot groepie wat gaan. En ek voel hoe my moed net gaan sak in my skoene en ek voel hopeloos. Ek voel net so laag as wat jy kan wees. En terwyl ek met my hoed in my hand terugstap na my ma toe om in die kar te klim, kom 'n idee na my toe. En ek draai om en ek stap terug na my jeugleier toe en ek sê oom, kan ek in jou kar se boot sit? En hy kyk my so en hy sê, is jy ernstig? Ek sê vir hom, lyk ek vir jou ernstig? Ek sê ernstig. Ek is desperaat om God te ontmoet. Hy sê is reg en hy Woensdag breek aan en ek klim in daai kar se boot en ons is oor die berg op pad Oudtshoorn toe. En ek lê in daai donker boot met my lang lyf, ek het nou nog rugpyn. Ek lê daar in daai boot. En ek luister na hierdie goddelike familie. Ek luister na hierdie twee seuns en hulle pa en die ma en die twee vrouens hoe hulle getuig oor die goedheid van God. En hoe hulle koortjies sing soos ons dit genoem het en hulle is net vol van die krag van God daar binne. En ek lê agter in 'n boot. Ek's 'n indringer. Ek lê in die boot en luister na die familie en ek voel hoe woede oor my kom. En hoe jaloesie oor my kom en ek dink, Here, maar hoekom kan ek nie dit gehad het nie? My pa het ons gelos. Ons het niks, ons is niks. Ons is die grootste grap in die dorp as gevolg van wat gebeur in ons lewe. Hoekom kan ek nie dit gehad het nie? En my hart is swaar oor wat dit wat ek hoor in daardie kar. En ons kom in Oudtshoorn aan en ek klim uit die kar uit en ons gaan in die kerk en ons het 'n kragtige diens. 'n Powerful diens. Die teenwoordigheid van God kom in is beautiful, maar die diens maak klaar en ek moet nou weer terug in die boot in. En ek klim in die boot en nou moet jy verstaan, hierdie familie wat vrolik was, het nou gedrink van die lewende water oom. Nou is hulle eers vrolik. Here, nou sing hulle, nou getuig hulle, nou giggel hulle. En hulle is net hulle het hulle eie revival meeting aan daai kar op pad terug Mosselbaai toe. En ek lê in die boot en ek luister na dit. En ek sê, Here, dit is ons reg nie. Hoekom kan ek nie so 'n pa gehad het dat my wegwys nie? Hoekom kan ek nie so 'n goddelike familie gehad het nie? En terwyl ek beleef hoe my hart vol van jaloesie en ek verwyd en woede is agter daai kar, kom die teenwoordigheid van God in daai kar se boot in. En hy sê vir my, Johan, as jy jou hand in my hand sal sit, godsdiens en tradisie sal neerlê en 'n verhouding met my sal hê, dan sal ek jou oprig
En ek sal jou storie gebruik vir my glorie. En daardie aand sê die Here vir my die volgende woorde: laat die reëse val. Die reëse van verslawing, van egskeiding, van hoerery, van armoede, laat die reëse val. En ek dink vir myself, hoe kan ek dit doen? Ek het nie die vermoë om dit te doen nie. Maar die Here sê vir my, hy sal my bekragtig wanneer ek 'n keuse maak om hom te prioritiseer, sal hy my bekragtig om elke reus te verslaan. En my liewe vriende, agter in 'n kar se boot, pikdonker dat ek nie my hand eers kan sien nie, ergens in 'n berg tussen Mosselbaai en Oudtshoorn, sê ek vir die Here, Here, ek gee myself vir U. Ek gee myself om 'n man te wees wat my gesin goed sal lei. Ek gee myself om 'n pa te wees wat my kinders die weg sal wys. En ek sê vir die Here, of die Here sê vir my, Johandrey, die Here sê vir my, Johandrey, 'n goddelike familie, jy kom nie uit 'n goddelike familie uit nie, maar 'n goddelike familie kan kom van jou af. En ek wil vandag vir jou sê, my vriende, as jy God se teenwoordigheid gaan prioritiseer, sy woord gaan oplig in jou lewe, jouself gaan gee vir hom. Jy kom dalk uit 'n goddelose familie uit, maar 'n goddelike familie kan kom van jou. Jy kom dalk van gebrokenheid af, maar jy kan heelheid bring vir jou familie. Jy kom dalk uit armoede en hopeloosheid uit. Die Here kan jou storie herskryf en jy kan dit verander vir generasies wat kom. Die Bybel sê in die boek van Deuteronomium, hy sê, today I put before you life and death, blessing and curse. En dan sê die skrywer, choose life, that you and your descendants may live. So die skrywer sê, die keuses wat ons maak, is so kragtig, dat generasie die impak daarvan kan voel. En jy staan ook vandag op hierdie veld, en jy sê, Johandrey, ek voel die impak van generasie voor my se slegte keuses, van egskeiding, en verslawing, en aggressie, en woede. Ek is 'n resultaat van mense wat swak keuses gemaak het. Ek wil vandag weer sê, ek is jammer, dit is nie reg nie. Maar maak vandag 'n keuse voor God, om te sê, tot hier toe nie verder nie. Ek sal 'n man wees, en 'n vrou wees, wat God gaan prioritiseer. Ek kies lewe, ek kies die seën in Jesus naam, en die geslagte wat kom, sal die vrug daarvan eet. Vandag, dit was, toe ek 16 jaar oud was, ek is vandag 31 jaar oud, en ek kyk na my vrou, en ek kyk na my kinders, my twee pragtige kinders, ek kyk na my lewe, ek kyk na wat die Here kom doen het in my lewe, en al wat ek kan sê is, God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. As ek kyk na waar ek is vandag, kan ek nie glo dat van waar ek kom nie. Hy het alles verander. Hy het alles verander. Jy kan 'n keuse maak vir Christus vanoggend, en hy kan alles vir jou verander. Today, I put before you life and death, the blessing and the curse. Choose life. Choose life, that you and your descendants, your offspring, jou nageslag, that they may live in Jesus' name. Hallelujah. Ek wil julle vanoggend, julle almal hier voor my, lei in 'n gebed, wil graag saam met julle bid. Maar as ons daar klaar is, kyk vir my, as ons daar klaar is, julle sal sien, die manne met hierdie mooi baadjies aan. Ek wil julle almal vra om saam met hulle te gaan, daar is 2 tente, hulle wil graag saam met julle bid. Hulle wil julle lei, usher in God se teenwoordigheid in. Ek weet van julle is haastig. Koop tyd uit vir God se teenwoordigheid vanoggend. Ek preek my hart uit oor sy teenwoordigheid. Dit is sy teenwoordigheid wat verandering bring. So wanneer ek klaar gebid het, wil ek julle graag vra, gaan net saam met hulle en laat hulle saam met julle bid vir God se teenwoordigheid in Jesus naam. Kom aan, lig julle hande op. En ek wil julle uitnooi om hierdie gebed saam met my te bid. Sê Vader, kom ons bid hard. Vader, vandag kies ek die lewe. Ek kies die seën. Ek kies om Jesus te kroon as koning van my hart. Vandag draai ek weg van distractions en ek rig myself gefokus op U teenwoordigheid. Ek gaan U teenwoordigheid prioritiseer bo alles. U woord sal weer eens die hoogste gesag in ons lewe hê. Ek gaan my gesin lei. Ek gaan my vrou lief hê. Ek gaan my man respekteer. En ek gaan my kinders die weg wys. In Jesus naam. Amen. Amen. Choose life. Julle het 'n kragtige keuse gemaak. Gaan net hier soos links, julle regs, my links. Daar's mense wat saam met julle wil bid. Kom ons, soos wat die mense hier voor skuif, gaan deel wat ons lyn aan aanbidding. Manne en vroue, luister vir my. Nou is die uur, nou is die oomblik om God se teenwoordigheid te prioritiseer bo alles. Om hom te bring in jou huishouding in, om hom te bring in jou besigheid in, sy teenwoordigheid. Mag jy vandag 'n kwaliteit keuse maak om sy teenwoordigheid te prioritiseer bo alles, in Jesus naam. Julle kan net hier links gaan asseblief. Volg net die skare hier so asseblief. Baie dankie, dankie Dewald.